Ek praat met jou vandag rondom die tema, wees standvastig in die Here. Jesaja 26 vers 3 skryf as volg. Hy sê, u siel sal 'n standvastige gesindheid in volle bewaar. 'n Ander vertaling skryf, hy sê, hulle wat afhanklik is van u. Hy sê, hulle harte is in volle vrede. Die Bybel, die Engelse vertaling skryf, hy sê, they are in perfect peace. Is dit nie wat ek en jy nodig het nie? En ek voel dit is belangrik dat in tye soos hierdie, moet ek en jy opnuut ons gedagtes vestig, nie op die omstandighede rondom ons, soos wat die gewoonte is nie, maar dat ons gedagtes weer opnuut sal vestig op die Here. Dat ek en jy net opnuut sal besef in die tye wat ons leef, dat die God wat ek en jy aanbid, is soveel groter as die omstandighede waarin ons leef. Ek wil hê jy net so 'n bietjie saam met my dink aan die woord van God, wat die woord van die Here ons leer. Hy vertel dat dit is die God wat ek en jy aanbid, is die God wat die hemel en die aarde geskape het met die spreek van die woord, wat die berge tussen die punte van sy vingers gevorm het, wat die waters in die holte van sy hande afgemeet het. Dit is hy wat die volk uit Egipte uitgelei het, dit is hy wat die water uit die rots laat loop, dit is hy wat die vuur op die altaar laat val het, dit is hy wat saam met Daniël in die leeukuil was. Om net 'n paar te noem. Die Nuwe Testament vertel vir ons so baie dinge. Dis hy wat die krepeles laat loop, dit is hy wat die blindes laat sien het, dit is hy wat die dowes laat hoor, dit is hy wat die dooies laat opstaan het, dit is hy wat 'n paar of 'n skare mense kos gegee het, maar net 'n bietjie hand in sy kos, net 'n bietjie kos in sy hand, verskoon my. Johannes skryf 'n teksvers, en toe ek dit lees, toe word ek oorweldig met sy grootheid. Johannes skryf, die laaste vers van Johannes sê, dat as jy alles vat, en in boeke skryf dit wat hy alles gedoen het, sal hy die wêreld dit nie kan bevat nie. Soveel groot en ongelooflike dinge het hy gedoen. En ek wil hê dat jy met jou Bybel vat en dan blaai jy net so vinnig deur die 66 boeke van die Bybel. En dan wil ek hê jy moet opnuut besef kind van God, dat die God van die Bybel, dieselfde God van die Bybel, is dieselfde God wat ek en jy vandag aanbid. Want hy is gister, hy is vandag, tot in alle ewigheid is hy dieselfde onveranderlike God. Dit bly in my hart, die God van die Bybel, dit is die God met respek wat ek en jy vandag aanbid. Ek het dit nou die dag gesê en ek wil dit weer sê dat sy name vertel vir ons iets van hierdie groot God wat ons aanbid. Ek het so nota wat ek in my Bybel los met hierdie, en ek sal jou aanraai, doen dieselfde, dit stig jou geloof. Sy name vertel vir ons iets omtrent hom. Hy is Jehovah Jireh, the Lord, our provider. Hy is die God wat voorsien. Hy is Jehovah Rapha. He's the one that healeth me. Hy is die een wat genees. Jehovah Shammah. Hy is die God wat altyd daar is. Hy's nooit alleen nie. Hy is Jehovah Nisi. Hy is die een wat ons gevegte vir ons veg. Hy is El Roi. Hy is ons goeie herder. Hy is Jehovah Tsidkenu. Hy is ons geregtigheid. Met respek gesê, ons aanbid nie net enige God nie. Ons kniel nie voor enige gooitjie nie. Ek en jy aanbid die almagtige, alomteenwoordige, alwetende, groote God en enigste God van hemel en aarde. Psalm 112 vers 7. Hy praat van die regverdiges, hy praat van hulle wat godsvrugtig leef. En dan skryf hy hierdie woorde, ek sê dit in my eie woorde. Hy sê dat hulle wat die Here dien, hoor die woord van die Here. Hy sê hulle vrees nie vir slegte tyding nie. Hy sê sy hart is gerus, want hulle is vol vertroue op die Here. Ek wil dit vir jou sê, kind van God. Jy wat op die Here vertrou, jy wat die Here dien, jy wat hom ken as God, ons vrees nie vir slegte tyding nie, want ons weet wie is ons God. Daar's 'n storie, ek moet afsluit van
'n evangelis wat by inheemse volk gaan evangelisasie werk doen. En die volk, spesifieke volk waar hy gaan praat het of waar hy gaan bedien het, is nie so geskool of gevorderd in die Engelse taal nie, amper soos ek. En hy sê, en hy vertel, en die evangelis vertel, en hy sê, hierdie man kom by hom, een van die inheemse stamme, een van die mense, en hy sê vir hom, me, I don't want little God. Me, I want big God. I don't want little God. I want big God. En dit is ons voorreg vandag, om te weet, dat we don't serve a little God. We serve a big God. Moet dit nooit vergeet nie. Ons God is groter as wat ek en jy ooit kan besef. Amen.